Kimi lê in 'n baie eksklusiewe groepering. Wel, hier is ons terug na normaal toe. Ons gedink in die final sector, Max van Palva. Geshort surfed en accelerate. Ek sê, Dit het my geplan na daai ek sê nou dag, insident. hy swak sportmanskap my oomlik. Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Jy weet, ek dink die reis sou daar 'n bietjie anders gelyk het. Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het. Vir Peer was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het. Daar was vir my 'n mindshift gewees in Norris. Goeienaand al die 5 ligte kykers. Kalla. Eda. Wat sê jy my man? Lekker man. Ek voel ons smile vir 'n slag na 'n Grand Prix. Doen, nee. Ja, Want as dit actually iets meer te praat. ja, ek Dit voel vir my ek het later aan gevoel vir my al ons ouens wat praat oor Formule 1 is besig om met content uit te hardloop want wat ons praat oor dieselfde ding. Want vir 5 weke lank wat ons praat oor wie doen hierdie ons kla oor maar oor batterye. Jy weet of ons kla oor jy weet hoe swak die racing is of wat ook al en Ons kla oor al daai batterye al van Februarie omtrent. ons kla vandat ons gehoor het dit kom. Ja, nee, dis wragtig waar. En Maar- daar sit ons nou en ons het uiteindelik regtig kyk as dit was nie perfek nie. Kom ons wees nou eerlik wat dit aanbetref. Ja, dit was Ek bedoel op baie backstraight kon jy nog steeds as jy baie mooi gekyk het die onboards, dan het jy hom nog steeds het hy gekry en dan is dit so ewe skielik en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so 'n bietjie dan kan jy sien daar val die refs. drops, ja, drop die refs en hy So en hy hy het recharge. hy het baie duidelik is dit dis nog nie waar ons bitter graag het wil wees nie. Maar jene, kom ons klaar nie oor dit wat ons gekry het ten minste nie, want ons het 'n Precies. aksievol beleide gehad tot letterlik in die laaste lap. Ja, ek bedoel, kyk in die sprint, McLaren is ewe skielik nou daar. Absoluut. Ek meen Ferrari het definitief 'n improvement gemaak. Definitief. Red Bull, Hallo, Red Bull. jy weet. Ja. Ek dink dit was regtig amazing geweest. Ek meen Max het incredible gedoen. Ja, definitief. Ek dink is jammer. Ons sal nou oor die start praat Ja. van die reis self. Maar ja, ek dink oor die algemeen goeie naweek. Ons het ons sien nie die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers. Ja, maar nou laat jy so sê, Uh, dis al 'n span wat vir my mooi gedoen het hierdie naweek. Colapinto het 'n paar bargeboards verwyder. Ja, Jy weet, hy het punte geskor. hy het punte geskor, seker is een van sy beste naweek in Formule 1. Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, né? Ja, So hy het nie veel van 'n keuse gehad nie. En jy weet, Prinses is nêrens nie. Nee, Prinses was op penties op hierdie stadium. Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfekte pirouette. Daar's soveel om Och, dit om was uit te haal. lekker, hè? En dit was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat out qualifying het ook in Oh, die ja. proses. Maar jy kan duidelik nog sien die Mercedes engine het nog Daai ietsie oorhand. Ja, ek stem saam met jou. Ja, ek stem saam Net met daai jou. ietsie ekstra, maar Ferrari het definitief die downforce. Ja. Red Bull, ja, is interessant. Hulle wat ek nogal opgelet het die naweek Kali is hulle DRS wing agter. Ek gaan Ja. maar 'n DRS wing agter. Almal van ons ken dit as dit, so kom ons hou dit daarby. Het baie verder oopgemaak. Ja, as die Ferrari as die sin. Ferrari sin. Maar ek dink ook Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel hulle het seker dalk bietjie meer downforce. Wel, kyk hoor, ja. Maar teen die angle, kyk hulle het verskillende angles waarteen hulle Correct. hierdie wing doen. Ja. Jy weet en jy kan sien Red Bull moet nog steeds baie wing trim en Ferrari het nie so baie wing getrim nie, Dis want reg. jy sit maar met 'n trade-off van waar gaan jy vinnig wees. Het jy so 'n bietjie vergelyk die twee met mekaar, die Ferrari en Red Bull? Ja, ek het. En Wat jy opgelet? die Ferrari sin maak baie stadiger toe. Aha. Ja, Nee. ek wil ook so sê. En dit bekommer my. Ja. Want die Red Bull sin het baie vinniger toegemaak. Wat beteken dat dit vinniger die downforce en daai goed. Ons het dit vroeër deur die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het. Ons gesê maar dit gaan 'n probleem wees want jy gaan vinniger op 'n manier iewers of vroeër moet toemaak
wat Of- actually die geval was. Ja. En in vergelyking met wat Red Bull nou doen. Red Bull kan hom nou Maar druk tot amper op die dis- draai. Terselfdertyd Ferrari het soveel downforce agter ook Ja. dat hulle het tyd om Ja. om daai deficit vir daai oomblik wat hy toemaak. Kyk, ons praat van millisekondes. Ja. Maar om net daai tyd toe te om net daai downforce, daai stabiliteit hou. Want dit Absoluut. is as jy nou vat, jy kom in in Monza en jy gaan Parabolica in. Jy weet, dit sal my bekommer. Verseker. So ek hoop Ferrari kan dit bietjie uitsorteer en het 'n paar tips gevat daarso. Ek dink hulle kon iets leer op by Red Bull se kant af. Red Bull het hulle Definitief. gekopie, maar nou kan hulle sê Definitief. ietsie daai kant leer. Maar kom ons begin by die begin. Okay, kom ons doen dit. Die wegspring. Ja. Okay, maar wegspring is oor die algemeen min of meer 'n resep vir chaos of is net ons Dit wat al is 'n gewoond is resep daar vir vir ons. Maar kom ons acknowledge net gou-gou Kimi Antonelli. Jy Ja. het 'n baie interessante stat voor die tyd vir my van die lug af gegee en wil jy net vir ons sê in watse company is hy? Okay, Kimi lê in 'n baie eksklusiewe groepering Okay. op hierdie stadium en dis manne wat ons nou al in die verlede van gepraat het. Ek wil so 'n bietjie agtergrond gee dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat as ons dit nou noem. Ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit. Dit was iets wat in Senna was of dis iets wat 'n Michael Schumacher sou doen. Ja. Jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok en Ja. ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Loos mense sê hy's daar, maar eintlik is hy nie daar nie want hy het nooit hierdie tipe van daai vernuf gehad wat 'n Senna en 'n Michael gehad het of daai aggressiwiteit gehad nie. Ja, ons het selfs vir Max ook baie keer daarin gegooi. Ja. En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het dit hierdie naweek reg gekry om die derde reis agter mekaar pole te vat en sy derde reis te wen saam met die pole. Nou wat dit uniek maak is sy eerste pole is hy saam met Senna en Michael Schumacher is hulle die 3 en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1 die enigste 3 wat dit reg gekry het om van hulle eerste keer wat hulle pole posisie gekry het hulle 3 keer pole gekry en al 3 van daai races het hulle gewen. En dis 'n klein lysie op 'n monstergroot hoeveelheid bestuurders. Dis huge. Verstaan jy? So ek gaan die eerste een wees wat my woorde Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk en sê ek dink hier's dalk meer in die mannetjie wat insteek as gaan ek dalk Generation Talent wil sê? Nee. Maar nou so eentjie om te hy het verseker, hy klong is nog klein. Ek sê nou klein, ouderdom gewys. Maar hy's kind gebeur. Verstaan? bloedjong. Laat so vir 'n laaitie op daai ouderdom om dit en dan word jou naam in 'n lysie gegooi saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher. En Mika Häkkinen en Alain En Prost. dan kom daai manne by. Jy weet, nou praat ons van harde groot name wat harde bestuurders was. Wat daai vernuf van Formule 1. Ja. Daai wat ons so graag oor beklei en die passie wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders Ja. wat ons soek en ewe skielik is sy naam tussen daai manne. Ja. So daar's verseker iets. Ja. As hy die potensiaal, kom ek gaan dit dalk sê. Hy die potensiaal as hy kan aanhou en hy kan dit kan hy een van die grootes potensiaal raak. Wow. Maar weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou vir die kampioenskap. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor. Jy weet. Nee, definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink verlede week was dalk nog te vroeg na hierdie naweek. Kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat? Hy is daar, hy's 20 punte voor. Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vinnig kan 102 punte verdwyn, Tata. Moenie 'n fout maak nie. So it's not all gone, maar ek dink eerstens wegspring gewys. Kimi weer eens
die Mercedes kan net nie wegkom van die lyn af nie. En dis dis elke keer dieselfde probleem. Dis nie ja, dat hy te min en hoor actually mooi nou. Dis nie dat hy te min revs het ja. of nie genoeg turbo spoel het nie. Hy kry net te veel wheelspin. Korrek. Dis waar asof hy 'n blaadjie gevat het uit Norris se boekie uit van wegspring. Ja. Hy het. Hy het te veel by Norris gekuier. En toe Norris daar gekom of Mac. Kom ons begin. Ek wil net sê, al so baie, dis so moeilik om baie, die beginpunt te kry. maar kyk, ons kan sien Mercedes het nie regtig 'n upgrade gebring die naweek nie. Nee, hulle het Okay. nie. Wat kan dit daar moontlik weer? Okay, dis eers volgende week wat ons daaroor gaan gesels. Maar Ferrari het baie upgrades gebring. Ja. Kom ons Red Bull. Red Bull het upgrades gebring. Baie. En hier McLaren het gebring. baie. En obviously McLaren 1-2 in die sprint. Verseker. Ek het gedink, wel, hier is ons terug na normaal toe. Ja. Jy weet, ons gaan Ek het ook gedink hier is hier nogal. gaan nou Maracas kom. Mm. Jy weet. Maar weet jy wat op die einde van die dag, kom Max en ons dink net, flip. Ons het gedink in die final sector Max gaan Paul vat. Ja. Hoe nie? Ja. En ek bedoel Charles het heel naweek goed gelyk. Charles het goed gelyk. Norris het goed gelyk actually. Jy weet so ewe skielik sit ons daar so en ons is soos okay, hier so kom dit naweek aan. Mm. So ons begin toe met die wegspring. Ja, Max kry great wegspring. Charles Fantasties. Charles het kry briljant fantastiese wegspring. Ja. En Max en Kimi hardloop diep. Ja. Beide lock op in die start en Max kon dit nog so 'n bietjie vang. Kimi moes wyd hardloop. Ja, hy het af van die baan af gehardloop. Charles het baie mooi kop gehou en het hulle albei net laat gaan en net binnekant toe gekom en net geshort shift en accelerate. Maar ons het hierdie ewe skielik hierdie verskriklike desperate Max weer begin kry. Daai aggressiewe Max. Die desperate Max wat ruthless is en enigiets gaan doen om te wen. Weer daar voor uit te kom. En toe kom hy en hy sit hy kar binne in die baan gehou. Ja. En toe soos ons sê pirouette in 'n 360 in. Maar hoe hy die kar op die baan gehou het en net op die regte oomblik die briek gelos het weer om en die stuurwiel hanteer. En daar's net soveel komponente daaraan. En dat almal hom gemis het was ja, dit was amazing. Dit was nie net Max se skill daai was. Nee, daar was almal baie almal wat agter hom was. En jy weet verloor hy val hy al die pad onder tot 10de toe en fight sy way terug. Ja. En ek bedoel hy het Sainz die hel ingemaak. Hy het 'n hele paar mense want hy het net regtig so aggressief gery en ja, en toe vind ewe skielik Lewis moes gebreek het. Vir Hamilton, dit het hom laat plekke verloor. Ja. En dit sit hom langs Colapinto toe en Colapinto vat sy bargeboard uit. So Lewis Colapinto was nie verkeerd daar nie, né? Nee. Lewis moes hom laat gaan het. Lewis moes. Maar jy sien Lewis dis ook weer die desperate Lewis wat ons nou ook kry want Lewis het results. So dis 'n kombinasie van goed wat nou En jy het Charles wat voorjaag. Ja. Jy weet en weer eens Ferrari doen goed, maar nou ewe skielik waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar jy hulle nou struggle met hulle bande. Dis of hulle te veel drag het nou. Ja. En nou vir daai bande. So, maar ek dink dis maar net die venster waarna hulle dit kry en ek dink dis nie moeilik nie. So want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom. Ja. Maar ja, ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kalla. Ja. En jy kan inspring as jy wil. Yes. Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 hierdie jaar is die start maar nog altyd 'n kwal gewees. Absoluut. En ek dink obviously wat definitief nou daar in Max se case gespeel het is te veel talk en te min downforce.
Ek dink so en ek dink tog in 'n mate hy het dit actually herken in die in sy na die tyd in sy onderhoude met die media. En wat vir my baie interessant was is hoe hy ook erken het hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het dit as prins laat gebeur, maar hy het geweet dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle alhoewel dit nie so lyk nie as ons na die situasie kyk. Ek sal 'n videoklip insit van hy spin al so mooi van bo af. Maar die feit dat Max daai kontrole kon uitvoer om te weet, okay, hier gaan die kar en dis wat ek gaan doen om weer daai neus vorentoe te laat wys. Want dis nie net hy het hom al laat spin nie. Hy het hom reguit vorentoe laat wys en hy het dadelik klim op by petrol en laat loop. Ja, Charles op die laaste lap dieselfde oorgekom. Ons gaan nou by dit uitkom waar hy hartseer is. Maar hy het die muur getref. En dit is die nadeel. En Max het nie. Max het niks geraak nie. So as dit die geval was en ons het 'n paar ander issues gehad by Charles ook. Maar weer eens daar's en dan ook obviously Verstappen was definitief het 'n oordeelsfout gemaak soos hy gesê het. Verseker. Jy weet te veel te vinnig op accelerator geklim. Hy was desperate om deur te kom. Ja. Jy weet en hy kon nie en dan soos jy gesê het sy ons het hom al dit gesien doen van tevore. Ja, nee, baie. En hy is net briljant met dit. Ja. Dan tog was dit 'n slordige wedren ook. Dit was en ek gaan hier na die einde. Ek wil eers hê ons moet deur alles gesels want daar's iets wat ek wil aanraak. Ja. Ek dink kom ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton. Ja. Jy weet Hamilton het 'n opportunistiese skuif na buitekant toe. Ja, dit en het Franco Colapinto onder pressure gaan sit en Franco het definitief mooi en binne die riglyne verdedig. Hy was 100% daar. Ek het dit daai gekyk en weet jy wat ek sou gesê het Hamilton, sorry vir jou, maar jy's en Hamilton het definitief jy weet maar uitgeloos daarso en ek bedoel hy moet sy kar beter posisioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat 'n paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is. Veral op street circuits. Ja, net so bietjie te veel na die binnekant toe gekom. Ja. En wat vir my goed was, sorry, voordat ons daar kom, is net ou Loos ou middelvingertjie wat hy gewys het op pad verby Colapinto. Jy weet, en ek is soos regtig ou. Ai my vriend. Jy weet, jy's al langer in hierdie bedryf as wat Colapinto is en jy weet nie. Maar ons weet mos nou, hy is in 'n nuwe huisgesin, die Kardashians, so verstaan jy? Hy leer nuwe maniere aan. Korrek. Amerikaanse maniere. Ja. Hadjar kyk hy's vinnig, nee. Ja? Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, sy attitude. Ek sê dit het my geplan na daai insident. Ek sê nou vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat as hy by Frans Toast was, Frans Toast sou vir hom getoast het. Hy sou vir hom gewik sit met 'n rota. Ja. Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur sy stuurwiel slaan. Ja. Wil jy apologies vat van ander drivers nie. Hy swak sportmanskap my oomblik en ek weet jy het verlede week ook daaraan geraak en weet wat ek het nogal sien. En sure, ek weet ons is nou competitive, is adrenaline en dit is baie maklik vir my om nou hier te sit en sê jy moenie uitfreak nie want daar's punte op die spel vir hom, jy weet, en sy seat op die spel. Ja, nee, absoluut. Maar dis nie asof daar regtig iemand is wat hom kan vervang behalwe Lindblad nie, maar ek dink hulle gaan vir Lindblad vra om te vervang. Nie vinnig nie. Ek bedoel Lindblad Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dis asof hy 'n bietjie stil geraak het. Maar aan die ander kant, jy weet, dis 'n rookie. Dis 'n rookie. Ek wil nog nie te veel daarin lees nie. Kyk van Antonelli hoe hy in die Europese deel. Precies. Hy moet homself nog in Europa bewys. Ekskuus, ek is nou op 'n ander punt, nee, maar maar 100%. En dan obviously praat ons nou oor die Alpine wat gaan russe daarso op die op die weet jy wat, ek wil net gou vinnig na Hadjar. Ja. Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het. Was dit vir my 'n bietjie meer opvallend.
dat daar 'n verskil tussen 1 en 2 is. Ja. Dit was ewe skielik die eerste upgrades het ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen en Hadjar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige 3 races het ons gesien waar Hadjar Max se nommer gekry het met drukke? Of hy was baie naby aan Max, maar hy was hierdie ronde nie naby aan Max. Hy was met drukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af. Maar onthou net, Kali, hier ook was hy baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, hulle design nie 'n kar omhou nie. En ek weet en ek stem saam, hulle Ja. Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring. Verseker. Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik. Daar's hy. Daar's die regte beskrywing. Dis die beter beskrywing is dit hulle gaan sy input gebruik. Daar's hy. En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max en Red Bull te hou. Verseker. Want ek bedoel ons weet Mercedes vry na Max toe. En baie hard. En daar was en veral as saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook. Ja, en ek bedoel as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke en kombinasie verstaan jy is dit net jy weet dit lyk nie goed vir George dan nie. Verstaan as ja, absoluut. As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly en Max 316 nie elke keer op 'n eerste draai nie dan jy weet ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor. O, definitief. En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie. Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie. 100% en ek dink ook nie jy weet tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie, jy weet. Ja, waarskynlik. Ek stem. So ja, en ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat. En die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het. Toe soen die muur hom. Maar dan kom ons by by Racing Bull en by Colapinto. Kyk, hier te gaan 'n paar gevleelde woorde so hoe Abbas gesê het. Gasly het regtig vrek goeie vernuf en kyk as en goeie results die laaste ruk gehad. Absoluut. En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het. Sy kar op 'n plek sit het, Lawson. Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in 'n situasie gesit waar jy kan sê jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy het in die buitekant verbygegaan, maar hy was eintlik oop. Daar was genoeg spasie. Hy het nie vir Lawson gedruk nie. Daar was meer as genoeg. Ek bedoel, daar was amper 3 karre se spasie vir Lawson. So daar was definitief genoeg spasie gewees voor die ongeluk gebeur het. En dis waar ek toe nou gedink het Lawson, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaalboer toe. Yes, want okay, ek meen tot ek die versagtende omstandighede gehoor het. Ja, ek meen Lawson, hy het 'n raadkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen maar nou ek is nog so 'n bietjie hier wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê hulle het raadkas probleme gehad. Jy met die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en en nie dat ek nou sim racing pro is at all nie, jy weet. Ons probeerders. Een ding wat ek net besef is met enige motorsport, net soos enige ander awareness. Daar's die woord. Jou om net te weet waar bewus te wees van waar is wat ten alle tye. En dit is wat hierdie drivers
so goed maak is dat hulle is bewus van alles. Jy weet, Bewus van alles, kyk, Max se eerste spin. verstaan jy? En Dit was die beste voorbeeld. En ek dink om te sê, okay, my motor hardloop wyd, ek het 'n fout, ek meen, gaan stadiger dan in die draai in. verstaan, Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou. Verstaan jy? Maar weer eens, ja, Lawson does not cut it for me. Nee, ek weet nie. Hy het ons nou al in 'n paar goeie, ja, ek dink tog sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo deur die tyd nie, 2 jaar terug nie. Maar hy het nog nooit vir my gelyk asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my en ek is jammer ouens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Behalwe as jy vir my beter kontrak iewers anders kan gee. Ja, 100%. En ek sien nie dit nie. Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is as ons 'n bietjie kyk na die Tesla waar die safety car uitgekom het. Dis korrek, ja. En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad. Norris het baie goed gelyk. Waar Kimi hulle dalk 'n ander aanslag gehad het, is gesê do the opposite of what Norris is doing. So Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. Hy pit. Ja. Jy weet, dan ek het ook gedink dit is 'n groot waagstuk. Dan op die einde van die dag is dit ook 'n geval van okay Lando of McLaren sal ek sê. Ja. Pit net die lap daarna, dan sny hom af. Korrek. Maar hulle het te lank uitgebly. Hulle het heeltemal. Jy weet, so heeltemal. So hulle tyres was op die eind af. Ja. Dat Kimi tyd gehad om in te haal. En op die eind het die ander kant vir hulle gegooi soos wat. En obviously McLaren het 'n slegte pitstop gehad. Wel ja, dit was die volgende, al twee. Ja. Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit. Charles het ook 'n slegte, het 'n 3.2 gehad as ek reg onthou. Ja, presies. So ek dink dit is waar Kimi en Mercedes dit reg vir hulself omgedraai het. En dan jy weet en dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi. Absoluut. Jy weet Norris het na die tyd gesê, "Yes. Hoe het ons hierdie een vandag verloor? Ons moes hom eintlik gewen het." Wel, dis maklik. Jy weet, julle pitstrategie. Ja. Maar weet weer eens nou ons is wat 4 races in, nee. Ja, en hier begin ons hoor oor dirty air. Wat jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond binne 'n sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar iewers gaan jy die prys betaal. Daar's nog steeds die swap die hele tyd. En dit was een van die groot goed wat hulle ook met hierdie nuwe regulasies ek wil presies bemark het. Maar die ding is het McLaren om 1 ronde vroeër ingebring en ons kon was dit 'n heel ander ballgame. Presies. Nee, ek stem 100% saam. So daai een is nie op Norris nie, daai een is nee, ek dink ook is op die pitwall, daai strategie. Square op wat se naam op die pitwall. Ja. Dan voordat jy wegbeweeg hier van Norris af. Praat vir my 'n bietjie oor pastry. Ja, Oscar het vir my goed begin die naweek. Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint quali en toe sukkel die ou net gekwali van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons nou mooi skoon hou. Dit was haardikte of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris ek wou amper sê Norris het nie geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So Oscar het vir my gesukkel ewe skielik. Ja, dit het so half verlede jaar se vragies begin weer vra of herruis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris.
is ek het besluit kom ons probeer neutraal wees. En ek het 'n paar goedjie ek sien nou 'n paar, maar daar's nogal iets wat vir my actually uitgestaan het. Ons het verlede week vorige week, wat ons gepraat het daarvan, maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan. En dit was nogal vir my, Norris het vir my, ons het dit verlede jaar 'n paar keer genoem, maar Norris het vir my half 'n volwassenheid hierdie naweek ewe skielik gewys. Hy het nie daai laggie van hom gehad nie. Ek praat van daai speelse laggie, jy weet. Moenie 'n fout maak nie, want daar 'n grap was, het hy, maar ek praat van wanneer hy ernstig moes wees, was hy actually ernstig. Hy het nie 'n grap van 'n situasie gemaak nie. Hy het vir my eintlik soos 'n kampioen gepraat. Daar was vir my 'n mindshift gewees in Norris wat ek nog nie in die vorige reises gesien het nie. Ek het dit hierdie naweek opgelet. Arno gaan sommer vir Ek weet, Aries, jy gaan hierdie ingaan. Aries, sorry. Sommer vir jou nou 'n bottel whisky. Verstaan jy, Aries? Jy weet waar ek bly. Maar dit was vir my nogal opmerklik geweest dat daar was iets, sy onderhoude, ewe skielik op die baan het hy actually kon ordentlik wegspring. Ja. Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En ewe skielik hy het solid gelyk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy het die kar op goeie posisies geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So ons my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek wat ek gedink het, wow, daar's definitief 'n mindshift in was dit net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes. Was dit net Miami? Gaan ons dit volgende week oor 2 naweke in Kanada sien? Ek aan die een kant hoop ek so, want dit bring 'n goeie kompeterende kar. Dit bring 'n ou wat jy nie wil sê so once off world champion, het 'n regte championship verdien want ons baie vrae nog steeds vir my rondom verlede jaar. Se kampioenskap maar hierdie was as hy kan verantwoord of ten minste 'n goeie jaar het. Jy sê, weet jy wat? Ons verstaan nie, McLaren was dalk nie daar nie of Mercedes was net beter. Kom ons sê dit raak so. Of wie ook al die kampioenskap gaan vat. Was potensiaal ook net beter geweest, maar hy het vir my regtig iets gewys die naweek en dit was vir my positief om te sien. Ja, 100%. Ek weet ons het hom al baie uitgehaal. Maar so dit was vir my goed. Okay. Ek gaan nie meer stry daar nie. Ek dink vir my wil ek net praat oor Verstappen. Ja. Dit is die what ifs. Wat as? What could have been? Okay, sonder die spin, definitief 'n podium is definitief op die kaarte. Ek dink waar hulle grootste fout gemaak het vir my, Kalla, is dat hulle hom vir 51 laps op 'n hard tyre laat jaag het. Ek stem 100% so. Ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het nie. Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad tot op 'n mate. Hulle het baie goeie verbysteek manoeuvres gehad. Ja, maar hy was net vulnerable en 'n ou vra net jouself. Ja, kyk, die Ferraris en McLaren's en Mercedes het sy nommer gehad. Ja, en toe wonder jy ook nou, jy weet, frek, moes hy dalk nog 'n keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dit sou nie. Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink hy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy sou actually om meer tyd gekos het. Ja. So my extra, ongelukkig. Maar ek bedoel, in hindsight nou, dink jy by jouself, okay, maar hy het in elk geval 'n 5-second penalty na die tyd van die wedren gekry. Ons sal nou by daai fiasco kom van penalties wat dis is wag. Ja, ek het so 'n paar goed hieroor iets te sê. Julle het die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, julle het eintlik genak ons so, jy weet, dis so daar's 'n skram vir Nieu-Seeland 5 meter van die doellyn af, jy weet daai effek. Dit is stupid. Deel die penalties binne in die race uit. Ek voel ook so. Don't be dumb, lekker. Moenie hierdie nagaan. So ek dink hy so Max het 'n great race gehad om terug te fight vir ons regtig op ons tone gehou, maar en vir homself regtig uitdagend gemaak, maar ja, ek gaan vir jou sê, hy het
hy het die limits gepush. Ja, luister Hy eens. het ook Hy defense was en drivers het hy Max was hom ou self. Nie die kampioen Max nie. Max was sy Nee, ou self. nee, Daai was Max hy. wat ons leer ken het. Daai ruthless Max. Yes. So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom. Ja. Jy weet, hy het die beste gemaak van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai het van die begin af. Ek het gevoel en hy's weer honger om weer daarvoor uit te kom. Ja. 100%. Nie soseer desperaat nie, meer hy's honger om daarvoor uit te kom en hy werk op die verlede. Jy weet, dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer uit te kom. Ja. So ek dink definitief. Dan in dieselfde asem, jy weet, kom ons praat weer 'n bietjie oor Charlie. Lead die race. Jene, hy het 'n goeie eintlik goed gehou. En weet jy, daai laaste gly, hy was op die Astrid se gat in 4de vir 'n podium. Maar net voor dit. En dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor of raak gelees of iets. Hy het vir Oscar vinniger laat verbygaan. Hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeër toegemaak as die normale. En ek wil amper sê as Ferrari se normale. So Oscar het met vleiende vaandels verby hom gekom. En dit was opmerklik geweest vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was. Sy probleem was sy rear tyres begin gaan. Okay, so hy was bang vir die weer draai. eens dirty air. So dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre hypersensitief is. Van 'n 125 kW battery gegaan na 350 kW toe. So ou moet verstaan dit is daai battery aangeswitch is. Torque is onmiddellik daar. Ek wil nou net sê, dis nie soos 'n petrol wat jy trap wat geleidelik inkom nie. Dis soos 'n flip switch wat jy tips, jy klik hom aan en dan sy daar. So twee goed. Dunner bande, shorter wheelbase, sterker battery. Dis die mixture van en jy het minder downforce, né? Ja. So dis die mixture van jy moet jou storie ken. En ek dink daai laaste lap het Charles net ook te hard gedruk. Ja, verseker, want ek dink hy wou vir Oscar teruggekry het op hy. Ja, en ek bedoel dit kon met enigiemand gebeur het. Die probleem is net hy kon net nie sy spin beheer soos wat Max kon nie. Correct, ja. En sy voorste wiel het die muur bietjie harder getref. Het die muur getref en hy het die trekraad voorgebreek. En is hard genoeg geweest. En toe waar die groot kaskanades kom, is omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai reg vat nie. Nou kom penaliseer hom. Ek meen, luister. Maar jy gehoor hulle sê hulle kon oogmerklik niks 'n fout sien met die motor nie. Okay, maar nou sit hulle met telemetry data daarso. Ja. How dumb can you be? Ek meen Kalla, nee. Ek bedoel, jy kan sien die ou kan nie draai nie. Ja. I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie regs draai nie want hy wiel gaan soontoe. So hy probeer die konde net reguit maak sodat hy actually kan klaarmaak. Nou gaan penaliseer hom. Hy kan 'n hazard raak vir die res van die grid of die hele ding laat eindig op 'n wat s'n nou op 'n safety car wat ons ook nie wil sien nie. Presies. So en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen hom verby. Ja. En dit het 'n groot verlies. So hy eindig P8 op die einde van die dag. Ja. En ek dink net dis hartseer. Hy was hyper emosioneel na die tyd. Ja. Because I think he thought first hy kon dit dalk wen. Ja, ek dink daar was. En daar was 'n oomblik wat 'n mens nogal gedink het. Hier kom dit. Nou, vandag is Charles se dag. Hier is iets. Maar wat wys dit vir ons? Upgrades werk. Ja. Die kar is daar. Hulle gaan net daai Ferrari engine moet upgrade. Ja.
ek kan nie anders sien nie. En weet jy wat? Ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straightforward wees nie. Dis baie meer 'n McLaren, veral 'n Mercedes, want is krag, dis stop-start, jy weet, dis nie dis nie 'n baan wat so genadiglik is. Nee, dit is nie. Vol draai en swaai soos Miami nie. Ja. Maar moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my. Ja, nogal. Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas. Ja. Verseker. Ja. Okay? Ja. So, ek dink jy is so hoef te stryd daaroor. Vir my is dit 'n non-negotiable. So so ek dink regtig dit was vir my goed gewees. En en dan ja, ek dink op die einde van die dag Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit hier uit? Die FIA kan nog steeds nie frickin besluit hoe hulle penalties moet uitdeel nie. Dis nou waantoe ek het vroeër genoem, ek wil terugkom aan die einde hierna toe. So, ja. As ek nou kyk na hierdie 2 penalties wat hulle aan die einde uitgedeel het. Ja. Obviously, FIA, kan julle nie 5 ligte kyk asseblief en nou luister nie. Ja. Want dis 'n Linda. Ja, asseblief. Want hier's waar ek met 2 probleme sit. As enige een van hierdie 2 op die eerste trappie gesit het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jy jou trofeetjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lyn was. Ja. Waar dit ook was. Argument sotalwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs andersom. Die naweek was eintlik van so 'n aard geweest, dit kon maklik gebeur het, as strategie en alles dit mooi gespeel het, en so dit was nie heeltemal onmoontlik nie. Ja. Maar hier's my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was omtrent iets in daai lyn. 2 ure, ja. Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buite die pitlyn. En dit was fine margins, nee. Nou is ek van, okay, which is fair, dit is die reëls en ons is vir reëls. Maar kan jy net soveel kameras beskikbaar wat al daai data dis my punt. Ek wil weet, hoekom kon hulle nie daai in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan 'n ou gesê word? Presies. En kom ons wees eerlik, dis nie asof Max hier op die einde gepit het nie. Ja. Max het hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid. Ja. Hy was so vrek vroeg, hy het 51 laps gery met daai verdomde bande. Presies. Hy het gesê 51 laps kon jy nie daai prentjie gesien het nie. Nee. Dis my eerste probleem daar. Dan my groot ding is, okay, yes. Ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles se scenario, hoe hulle nie so iets kan argumentsonthaalwe kan sien en kan sê, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-through penalty gekry. En obviously 2 ure na die reis is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-through te vat, so nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maak nie, maar Max het onsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak. Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie tydens die reis nie. Loos het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Loos is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie, of 'n Loos, of 'n Norris, of daar's soveel scenario's rondom Max in elk geval. Jy hoor wat ek sê, die eintlike goed wat strafregtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, voel dit vir my amper as jy eers na gekyk nie. Maar Kali, dit is soos 'n ou wat gly in 'n tackle binne, jy weet, die ou wat die bal het gly uit die tackle in. Daai versagtende omstandighede, ja. En dan is dit net 'n geel kaart. Korrek. Verstaan, so net 'n 5-second penalty. Ek verstaan. Ja,
jy moet binne in die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar's consequences vir dit. Ja. Alright? So, okay. Om nou 20 sekondes te gee. Maar jessie, ouens, kyk net, hoekom het hy uitgegaan? Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstryd, of hierdie ene so naas moontlik uit die podium nog kan eindig, en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie, hy kon fisies net nie oor nie. So, ja, ek weet nie, daar's my stukkie rent oor dit. Ek dink, definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kalla, definitief die motors is sensitief. Baie. Nommer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan moet perfect wees. Ja. Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige race is ook een slegte fout, en As jy daai fout maak, is jy klaar. is jy klaar, verstaan? So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar 'n geval is dat jy moet jou strategie regkry. En ek weet nie of jy agterkom het nie, maar die ander kat was seriously aan. Hy was verseker. Hierdie jaar al so ver. Ja, Okay. dit lyk vir my met hierdie tipe motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren julle moet oefen. Want julle hou die rekord. En op die oomblik gooi julle swak uit. Maar om terug te kom, as jy 'n goeie pitstop kan slaan en jy kan jou strategie reg kry voor die ander. Jou kop is deur. En dan, ek meen, as ons nou net klaar maak, ek dink, vir my om terug te kom na alles toe, daar's nou gerugte dat in 2030 of so vroeg soos 2029 kan ons Ek hoor kan in ons die boekworm praat daai rigtings. kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer. Toto klink nie baie keen op dit nie, maar Toto kyk sy waar lê hele hulle Formule kan. E span Ja. verkoop om weer die reg te kry. Verstaan jy? Ja, kyk, wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie 'n development jaar nie. So hierdie jaar moet jy Tydens races. races, jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder 'n limit. Verstaan jy? Jy weet, sê okay, ouens, ons gaan nie oor 1200 horsepower nie. Ja. As jy daarby kan uitkom. Ja. Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die Maak die speelveld gelyk. Die oudo token. Skroef dit. Laat die ouens hulle karre develop, kry die engines reg, gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, sou ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het. Dis waar. Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is heeltyd 30 kW. Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink net hoe bly is hulle is nie meer hier nie. Verstaan jy? maar jy hoor wat ek net sê. Ja, absoluut, ek stem 100% saam met jou. Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons sit waar ons sit. Ja. Is die racing beter? Miami, definitief. Ja, dit was slordig. Ja, dit was. Maar alles mooi nie, maar ek dink ouens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met baie respek, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat dit was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het 'n baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so aggressief in draai 1 ingaan nie. Ja, nee, kyk. Soos wat Max en Kimi gedoen het nie. Absoluut, ek stem 100%. Dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously koue agterbande, jou pressures drop, dan gaan jy spin. So, die sensitiwiteit van hierdie moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit, en dat ons baie verbygang het, en dat die ouens kan kompeterend wees. Ja, want ek voel die harvesting en die energy deployment was
definitief baie beter as die vorige Ek stem races. saam, ja. En is bietjie meer consistent en Ja. die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes se upgrades kom nou. Dis die probleem. En McLaren se Dis reg. tweede upgrades kom ook nou. Mm. So wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi nêrens. Weet die naweek nie. Audi was nêrens, jy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan. Hulle het nie eens gefeature nie. Nee, Haas was doodstil. En Alpine was hulle was my amper die span van die naweek want Ja, hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Okay, ek vat nou voor Pierre nou uit was, maar hulle het goed gelyk. en nog steeds kan Aston Martin nie 'n verbetering Ai, liewe vaderland. en weer eens, jy het 5 weke. Jy het 5 weke gehad En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middeveld af vorentoe. Ja. McLaren kom van ook net so bo die middeveld. ja, hulle het net die middelveld geskram. Nee. Ferrari verbeter hulle kar. Okay, Ja. Mercedes is daar. Okay, ons Ja, gaan okay, ons hoef nou It's a nie. given. Ja, Okay, Alpine verbeter hulle motor. Racing Bulls doen beter. verstaan jy? Maar En ewe skielik sukkel Audi, ewe skielik sukkel Cadillac het beter gedoen. Cadillac Checo het actually na iets gelyk die naweek in die Hy Cadillac. Hy het Bottas se nommer gehad hierdie So naweek. miskien lyk dit nou weer asof die straatkoning terug is. Jy weet in terme van Dis reg. Ek hy het vergeet perform daarvan. net, Jy's hy 100 perform hy perform altyd- altyd straat. Jy's altyd beter op 100% street reg. circuits. Okay, so maar wel, kom ons kyk by die volgende reis. Wel, kom ons kyk wat gaan Kanada vir ons lewer. Laat Maar, of Checo regtig terug is. Ja. Dan ook net so 'n bietjie terugvoer. Ek was die naweek bietjie by O ja, by vertel Samola. ons. Samola Hill Climb. Dit was fantasties. Geluk aan Pieter Zeli wat daai MR2 daar opgejaag het. Beautiful en dan die Skrabanties met hulle Audis wat Ja. Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful en dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 is. Met hy verruil vir Einstein wat 'n Audi TT met 'n 5-silinder turbo engine en dan my favorite Ja. was Silvio Skrabanti se RS3. Kala om 1200 horsepower. Daarop ek bedoel so Mag ons net sê geen battery? geen battery nie. Geen harvesting nie. Daar was gelukkig net een elektriese motor en dit was 'n Mini en hy het glad nie gefeature nie. Ek wil net sê jy het hom eers gehoor opgaan nie. Nee. Niemand het hom eers gesien nie, want niemand het gehoor verbykom nie. Ja, en ek dink Samola is regtig 'n event wat jy definitief kan gaan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg vir volgende jaar. Ons het agtergekom. Jy weet jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie. Okay, gewildheid het opgetel. So dit baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar. Okay. Ek het definitief al die Lotuses gemis. Mm. Maar ons weet as gevolg van Joubert verlede jaar. Ja. Maar ja, ek dink dit was net 'n fantastiese naweek van motorsport. Dis 'n moed. En dan obviously die Hurricane GT3 wat daar opgejaag het, deur Giancarlo of Giancarlo, hy jaag ook in die SAIS as ek dit mis het nie. En dan ook jy weet hulle het 'n Ferrari 488 GTB daar opgehad en 'n McLaren 720S. Lekker. Ja, jy het daai videoetjie vir ons aangestuur. Ja, so sal hulle miskien hier opgooi vir ons. Ja. Dat ons bietjie kan kyk terwyl ons nou praat hieroor en dan ja, net 'n great naweek. Ons het vir TGN simulators daar gehad. Wat hulle motion sims daar gehad het. Speel jy lekker? Beautiful. Daar's ouens wat paintball vir die kinders gehad het. As hulle nou moeg geraak het vir die karretjies. Ja. Jy weet ons paas is nou maar daai. Hulle verstaan nog nie lekker so alles iets staan en hulle kyk. raak maar. Jy staan right tire, right clutch. Verstaan Jy jy? weet, drink 'n bietjie olie en drink 'n bier. Verstaan jy? Sy. En
En ja, ek gaan dan net noemenswaardig ook Alex Zanardi. Die van julle Bly jy noem dit, ek wou nogal 'n nota maak daarvan, ja. die van julle wat nie weet nie, Alex Zanardi was 'n 2 keer Jump Car kampioen. Hy het in die vroeë 90's het hy in F1 sy buiging gemaak en toe het hy geskuif na Amerika toe en toe IndyCars. toe is dit nog Jam Cars gewees. Jam Cars, okay. Ja, jy het karts en dan jy Jam Car gehad en toe het hulle saamgekom in IndyCar geword. Alright. En hy was Jam Car champion selfs waar Montoya was. En toe teruggekom en sy buiging by Williams gemaak in 1999 en obviously as dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat dit kon doen. Ja, jy weet, daar was iets. Paadjies oop. So en ek dink dit was obviously great geweest om dit te sien dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest nie. So hulle het hom nie aangehou nie. Maar sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland. Uit die pits uitgekom, motor het hom nie gesien nie en hulle het sy bene afgery. Ja. En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2014 of 2016. Ons daai omgewing rond, Ja, ek is nou was self hy- nie 100% Was die datum seker nie, maar ja. was hy vir die Paralympics gold Dis reg. medalist. Ja. En hy het sy racing carrière verder gevat. Ja. En hulle het vir hom spesiale controls gegee om te jaag. En wat 'n fenominale mens gewees, wat 'n inspirasie. So grazie mille Alessandro Zanardi en mag hy rus in vrede en ons sal altyd sy inspirasie onthou. Glimlag. En ja, daai glimlag was definitief goud geweest. So sad oomblik vir motorsport, maar sy definitief die laaste gedeelte van sy loopbaan is wat uitstaan as wat hom 'n legend gemaak het. Absoluut. Ja. So so dankie al die kykers dat julle ingeskakel het. En vir ons twee kyk het en kyk julle gewonder het waar's Rassie en waar's Rian en waar's Arnu. Die manne vat so 'n bietjie 'n breek. Hulle het bietjie persoonlike dinge waarna hulle moet aandag gee op die oomblik. So ek en Kalla is maar hier wat die fort hou en ons bring vir Loan partykeer in en ons bring vir aldraande gaste in. Jy sien, dit is moeilik om jou eie besigheid te hardloop. Nee. Vir daai manne. Nee. So ja, ons dink aan hulle en ons mis hulle. Ja. Maar hopelik is ons weer binnekort voltallig. So ons sien julle weer in Canada waar ons by Gilles Villeneuve ry. So Gilles Villeneuve, vir die van die weet ek. Ons moet net 'n bietjie uithaal. So kom Gilles. Gilles wil kom nie. So Gilles Villeneuve, so Canada se baan is vernoem na Gilles Villeneuve. Jack Villeneuve se pa. Een van die vinnigste drywers wat nooit world champion was nie. So terwyl ons hier sit, gaan ons inzoom en dan kyk ons uit vir die volgende Grand Prix. Sien julle.